Ja, ek wil julle tog so 'n vinnige terugvoer gee van my vakansie daar in Suid-Afrika. Het was baie lekker geweest. Suid-Afrika bly maar mooi. Suid-Afrika se natuur vir my staan maar uit bo die meeste lande. Dit lyk maar altyd mooi daar. Die weer is altyd mooi. Jy kan my elke dag opstaan en weet die son gaan skyn vandag. Ons het oralste getoer, van die Drakensberge af tot deur die Karoo in die Kaap, verskillende plekke in die Kaap gewees, Franshoek, Stellenbosch. Baie plekke geëet, lekker geëet. Suid-Afrika het lekker kos ook. Ons was deur na die Kruger Wildtuin toe gewees. En die Wildtuin het my 2 dogtertjies nogals bietjie, die eerste dag was vir hulle bietjie, hulle het bietjie gesukkel die eerste dag. En daarso as jy in die badkamers instap, dan vlieg daar springkane so voor jou verby. As jy op die toilet is, dan kom daar 'n springkaan nader geloop. As jy jou tande borsel, dan kyk 5 springkane vir jou. So hulle het bietjie gesukkel in die eerste dag, maar hulle het dit baie geniet van, weet jy of julle dit weet nie, van hak en steek, takke wat jou hoed gryp. Nee, dit was baie lekker. Daar's tot wat was dit, een of ander dier, ek nou vergeet wat is die dier se naam gewees, wat in die aand na ons toe geloop het, terwyl ons braai. Weet jy, Afrika, jy braai elke dag. Elke aand word die vuur aangesteek. Nee, dit was baie lekker gewees. Ek het stilte tyd gehou daar langs die Zambesi rivier aan die Wildtuin. Baie mooi. Dit is lekker om in die aande hoor jy die leeu's wat brul en die hyenas. En jy weet as 'n leeu brul, dit kan kilometers ver wees, maar dit voel vir jou en dit klink vir jou asof hy agter jou tent brul. So die een aand daar onder Sabi, wat my vrou en die jongste netjie nie eers wil uit die kamer uitgaan nie. Ek en Nienke het uitgestap en nader gaan kyk waar is dit, maar eintlik weet ek, dit is eintlik ver. Maar dit maak jou skrikkerig. Tot die donderweer, regte Afrika donderweer gehoor, wat die donderweer so 'n weerligstraal seker 15 meter van ons afgeklap het. Klap uit die krag af en van die kindertjies begin huil. Soos Dominee Dani sê, daai donderweer van Afrika maak dat jy sommer tot bekering kom. Maar ek wil eindig met 'n baie interessante gesprek wat ek gehad het in Skukuza met een van die local vrouens daar wat die til gewerk het. Toe sy sien ek gebruik 'n buitelandse kaart, bankkaart. Dis nie 'n bekende kaart vir haar nie. Toe vra sy vir my, "Where are you from?" Toe sê ek vir haar, "I was born in Zanin." Sy sê, "Oh, Zanin, I know Zanin." Toe sê ek vir haar, "But I live in New Zealand now." Sy vra sy vir my die vraag, "Why did you leave?" Toe kyk ek vir haar so, toe sê ek vir haar, "Well, God called me. God called me to New Zealand to tell the people there about God." Toe kyk sy my so, sy sê vir my, "That is the right answer." Toe weet ek praat nou met 'n medegelowige ook. So ja, en daar het ek weer op vars. Ek het dit altyd geweet. Die Here het ons en my geroep hiernatoe, maar ek het dit weer vars. Die Here het my weer vars bevestig. Hy het my New Zealand toe gestuur. Suid-Afrika sal altyd jou land bly en hy sal altyd mooi wees en jou familie is daar en jou vriende is daar, maar vir my het die Here my hiernatoe gestuur. En daarom het ek vrede, nee. Vanoggend se boodskap is 'n baie interessante boodskap. So kom ons raak stil, dan gaan ek vir ons die inleiding gee. So rukkie terug het julle 'n boodskap gehoor oor die kruisiging. So Jesus was gekruisig gewees op die Vrydag. En op die 3de dag, op die Sondag, het Jesus weer opgestaan uit die dood. En daarna het Jesus vir 40 dae aan 'n klomp mense, baie mense verskyn na sy opstanding. Binne daai 40 dae. En daarna was hy hemelvaart gewees. Nou vandag se boodskap vind plaas binne daai 40 dae, waar hy aan 'n klomp mense verskyn het. So Rika het so rukkie terug ook in haar boodskap ook daaraan aangeraak. Nee, daar waar Jesus aan sy disippels verskyn het en saam met hulle geëet het. Dit was ook binne daai 40 dae gewees. So in vandag se skrifgedeelte sien ons waar Paulus ons almal, die mense van Korinte, die gemeente in Korinte, maar ons ook vandag, herinner aan die 4 hoof
pilare. Dis baie belangrik om dit vir altyd te onthou. Hier is die 4 hoofpilare van ons geloof. Dis Jesus het gesterf, Jesus is begrawe, hy het weer opgestaan en hy het aan baie mense verskyn. Dis die 4 hoofpilare van ons geloof. En vandag se tema is, daar was meer as 500 ooggetuies van Jesus se opstanding. Meer as 500 ooggetuies. Ek het nogals gedink vanoggend gisterand, met watse area kan ek dit vergelyk? 500 mense, dis verskriklik baie. Dis ek amper hierdie basketbalterrein hieronder gevul. 500 mense, dit kan dalk meer wees. 500 mense is verskriklik baie. Ooggetuies wat tegelykertyd, hulle het op dieselfde tyd vir Jesus gesien. En die skriflesing is 1 Korintiërs 15 vanaf vers 1 tot 11. Ek gaan vir ons lees, jy is welkom daar op die skerm. Wat Paulus sê, ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die, daai die is hierdie. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou. As julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. En dan hier sê Paulus self die woorde, Die belangrikste, dit is interessant, Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit, hier kom dit nou, dit is die belangrikste. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, dis Petrus, Simon Petrus, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nog lewe. Dit gee ook vir jou indikasie van wanneer die brief geskryf is, Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die ontydige geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie eers werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie, inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal, as al die ander apostels. Maar eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is, of hulle, dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle geglo het, die kruis evangelie. So Paulus sit die fokus op die kruis. En ek wil vanoggend by 'n paar gedagtes stilstaan. Ek gaan eerstens stilstaan by die kruis gefokusde evangelie, die kruis evangelie. En daarna gaan ons kyk na meer as 500 ooggetuies het vir Jesus gesien. En dan laastens gaan ek stilstaan by 'n vraag, 'n groot vraag. Is jy 'n getuie van die opgestaande Jesus? So kom ons kyk na die eerste punt. Paulus sê, hou styf vas aan die kruis evangelie. Daar's baie evangelies, As jy buite in die wêreld kom, is baie evangelies. Maar Paulus sê die fokus op die kruis, Die kruis, Christ-centered, Die kruisiging in die middel as die sentraal. Hy sê, ek lees vir ons weer vers 1 en 2. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig en wat julle ontvang het en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered. As julle vashou aan die boodskap soos ek dit aan julle verkondig het. As julle niets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. So Paulus herinner die gemeente aan die kruis evangelie en wat hulle vroeër ontvang het, en waarin hulle gevestig staan. En hulle staan vas in die kruis evangelie, gefokus daarop. Paulus sê, deur hierdie kruis evangelie, ek gaan dit nou mooi verduidelik, hoekom spesifiek die kruis? Hoekom spesifiek die kruis? Soos wanneer as jy gaan evangeliseer, as jy met mense gaan praat oor Jesus, die kruis moet deel van daai gesprek wees. Anders is dit 'n kruislose
gesprek, nê, of 'n kruislose preek. Dit moet 'n kruis sentrale boodskap wees. Hy sê as julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs vasgehou. Tot vergeefs tot geloof gekom. Hy sê dit is hoe belangrik die kruis van Jesus is en die opstanding van Jesus is. Dit beteken Jesus se kruis staan sentraal in jou hart, in jou gedagtes, in jou gesprekke. Moet sentraal staan. Die kruis mag nooit 'n tweede plek kry nie. Nooit ooit. Of 'n derde plek kry nie. Nooit ooit. Hy staan sentraal. Met ander woorde, as iemand by jou huis aankom, of hy kry jou in die straat en hy wil vir jou 'n evangelie gee, maar hy fokus die heeltyd op iets anderste. Hy praat die heeltyd, elke keer as jy hom kry, dan praat hy oor iets anderste. Hy praat nooit oor die kruis nie. Hy sal intendeel vir jou sê, man, die kruis was ook belangrik, maar ek wil vir jou eintlik, omdat daar rooi ligte vir jou afgaan. Omdat eintlik vir jou rooi ligte afgaan. Want hy is nie kruis sentraal in sy hart nie. Dit is nogals baie interessant. Ek het 'n paar voorbeelde hierso. Byvoorbeeld soos die moslim geloof. Die moslim geloof ontken totaal die kruisiging van Jesus. Hulle erken vir Jesus. In die Koran praat hulle ook van Jesus, maar hulle praat van hom as 'n profeet. Maar hulle ontken, hulle sê vir die ander moslems, die kruisiging het glad nie plaasgevind nie. Hulle ontken dit totaal. So in die wêreld val hulle die kruisiging aan, nê. Die moslems ontken dit heeltemal. Judaïsme, die Jode, nê. Judaïsme vat die krag weg van Jesus se kruisiging. Hulle ontken dit ook. Hulle sê dit het gebeur as 'n historiese gebeurtenis, maar hulle vat die krag heeltemal en totaal weg af. Die Jehova getuies vat ook die fokus weg van die kruisiging af. Die Jehova getuies sê Jesus was nie gekruisig op 'n kruis nie. Hulle sê hy was gekruisig op 'n paal en hulle sien dit heeltemal net as 'n martelingsmetode gewees, as 'n torture metode. Vat heeltemal die fokus weg van die kruis af. Die Mormone glo in die kruis, maar fokus glad nie daarop. Jy sal hulle nooit hoor praat daarvan nie, nooit ooit. Hulle fokus glad nie oor die kruis van Jesus nie. So nou die vraag is, hoekom val al hierdie gelowe spesifiek die kruis aan? Dis baie interessant. Hoekom spesifiek die kruis? Want Paulus sê die kruis evangelie is die belangrikste. Dit is die belangrikste. Want ons weet sonder die kruis is daar geen vergifnis nie. Daar's geen vergifnis nie. Sonder die kruis is daar geen hoop nie. Dit is hoekom hulle die kruis spesifiek aanval. Van nou af moet julle baie mooi luister na ander predikers op TV. Julle gaan nou aandagtig van nou af luister. Na vandag gaan julle mooi luister en aandagtig luister na die boodskappe van ander predikers. Want julle sal agterkom, die meeste van hulle praat glad nie of verskriklik min van die kruis. En die meeste van hulle die kruis is nie eers in hulle boodskappe nie. Nooit ooit. Kruislose boodskappe. Mens kom dit nie agter nie. As mens nie daarop fokus nie, kom jy dit nie agter nie. Wat jy inteendeel by hulle gaan hoor, en jy gaan dalk sekere mense herken wat ek nou gaan sê. 95 van hulle gesprekke gaan oor die gawes. Elke keer as jy daar kom, die gawes. Praat in tale. Dis al waaroor hierdie persoon praat. Praat in tale, praat in tale, praat in tale. Gesondmaking. Dis kruislose gesprek. Dis heeltemal 'n kruislose gesprek. Dis interessant, né? Dis alles Bybelse terme hierdie en Bybelse onderwerpe en belangrike onderwerpe, maar dis al waaroor hierdie predikers praat, is oor die gawes of oor die koninkryk. Jy sal heeltyd hoor, hy praat oor die koninkryk. Heeltyd die koninkryk. Jaar in, jaar uit die koninkryk. Kruislose preek. Of heeltyd oor die liefde van God. Baie belangrik, maak geen fout nie. God se liefde is absoluut belangrik. Maar hy sal nooit praat van die kruis nie. Nooit. Hy sal nooit sonde aanspreek nie. Hy sal net vir jou sê, die Here is lief vir jou. Hy sal nooit vir jou die sonde aanspreek nie. Want die kruisboodskap spreek sonde aan, hè. Die kruisboodskap is 'n ongemaklike boodskap. Is 'n onpopulêre boodskap. Jy sal by die meeste van hierdie predikers hoor van die hemel. Praat baie van die hemel. Van die geskenke van die koning.
Daar's 'n groot verskil, nê? Hulle praat baie van die geskenke van die koning. Hulle fokus op die geskenke. Soos hulle in Engels sê, op die perks. Fokus nie op die koning self nie. Fokus op die geskenke. Wat kan die koning vir jou doen? Hoe kan die koning jou bless vandag? Nee, gefokus op die geskenke. Ek gaan dit baie hoor. Van nou af gaan julle infokus daarop. Julle gaan dit nou hoor. Kruislose boodskap. Paulus sê hier, ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het en wat julle ontvang het en waaraan julle ook gevestig staan. Nou, watter boodskap het Paulus aan hulle verkondig? Spesifiek. Dis vroeër in die boek, 1 Korintiërs 1 vers 22 en 23, waar Paulus sê, die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Met ander woorde, hy sê in Engels, I preach Christ crucified. Dit staan sentraal in al sy boodskappe wat hy gepreek het, Christ crucified. Paulus sê, hou styf vas aan die kruis evangelie. Moenie dat enige iemand jou fokus wegvat daarvan af nie. En as mens daaraan dink, wat so groot ding was dit gewees, waardeur Jesus gegaan het. Was verskriklik groot, daai marteling. Mens mag dit nie tweede plek gee nie. Mens mag dit nie derde plek gee nie. Dit moet altyd eerste plek wees. Altyd. En dit moet vrylik gepraat word. Oral waar ons gaan. Kyk wat sê Paulus verder, Jesus staan op uit die dood. En dan verskyn hy aan meer as 500 mense. Kyk wat sê hy van vers 3. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het is dit, Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12. En daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Heel laaste het hy ook aan my, die ontydige geborene, verskyn. Ek het nogals iets geleer in hierdie skrifgedeelte. Want Jesus het verskyn aan die 12 disippels en toe later het hy verskyn aan die apostels. Maar die disippels is die apostels. Ek het moes nogal 'n bietjie gaan dieper soek. Wat bedoel Paulus hier? Dis baie interessant. Ek gaan dit nou verduidelik. So Jesus se opstanding is die bewys dat Jesus is wie hy gesê het hy is. En as iemand sê hy is dit en hy staan op uit die dood, dan moet 'n mens nader stap en jouself gaan voorstel aan hierdie persoon. En dit is Jesus. Jesus het gesê, hy is die Seun van God, en die Vader bestem saam, die Vader bevestig dit. Die feit dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, beteken die Vader beamoed dit. Ja, hy is die Seun van God. Ja, hy is God. Die Vader beamoed dit. Jesus het gesê, hy is die Seun van God. Jesus het gesê, ek en die Vader is een. Ek is die lewende water. Ek is die manna vanaf die hemel. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek is die Alfa en die Omega. Hier is terme vir die Vader ook, nee. Baie interessant. Jesus het gesê, ek is die eerste en die laaste. Ek is die ingang vir die skape, die ingang na die ewige lewe toe. Ek is die woord wat in die begin daar was. Ek is die skepper van die hemel en die aarde. Ek is die goeie herder. Ek is die koning van alle konings. Jesus sê, hy is die prins van vrede. Hy bring vrede. Jesus het gesê, voor Moses daar was, ek is. Julle weet in Grieks is God se naam, hulle noem dit in Engels YHWH. En oral in die Ou Testament, daar waar staan in die Engelse Bybel in capital en hoofletters Lord, of in die Afrikaanse Bybel waar daar staan God in hoofletters, eintlik in Hebreëus staan daar YHWH.
Jy kan sê Yahweh, of dis van waar af Jehovah kom, hulle het syllables intussen ingesit. Maar dis YHWH, God se naam. Dis dieselfde naam vir Jesus. Ek is dieselfde naam vir die Vader. Selfde naam, selfde titel. Selfde godheid. Selfde kaliber as die Vader. Hy's nie minder as die Vader nie. Baie interessant. Kyk wat sê Jesus in Johannes 10 vers 17 en 18. Die Vader het my lief omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Kyk wat sê Jesus, niemand neem dit van my af nie. Niemand het Jesus geforseer nie. Niemand neem dit van my af nie. Maar ek lê dit uit my eie uit af. Hy wil dit graag gedoen het. Kyk wat sê Jesus, ek het die volmag om dit af te lê. En ek het die volmag, hy het die krag en die almag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Ek sê weer, Jesus se opstanding uit die dood is die bevestiging dat hy is wie hy gesê het hy is. Maar kan ek jou 'n groot vraag vra vanoggend? Wie is Jesus vir jou? Wie is Jesus vir jou? Want hierdie vraag en jou antwoord behoort jou hele lewe te verander. Want as jy vir my gaan sê, hy is net 'n profeet, dan is dit al wat hy vir jou gaan wees en vir jou gaan bly. Maar as jy vir my gaan sê, hy is God, hy is jou verlosser, hy is jou redder, dan is dit veronderstel om jou lewe te verander. In lyn te kry met die kruis. Wie is Jesus vir jou? Dit het al die ooggetuies se lewens totaal verander, totaal. Ek wonder wat was die ooggetuies se ervaring gewees toe hulle die opgestaane Jesus sien. Jesus kom nader geloop, hy staan tussen hulle. Hy beweeg tussen daai 500 mense. Hulle kan Jesus se gate sien deur sy hande. Hulle kyk na sy voete, hulle kan sien die gate deur sy voete. Hulle kan sien die sweepmerke wat nog so oor sy nek en oor sy skouers wat hom opgeskeer het. Hulle kan dit sien. Hulle sien die doringkroonmerke op sy kop. Hulle kan dit sien. Hulle kan sien die gedeeltes van sy baard wat uitgeruk is. Maar hier staan hy. Hy leef. Hulle kan sien dis dieselfde Jesus. Maak geen fout nie. Hy het opgestaan. Geen twyfel. Hy leef. Mense, dit verander alles. Dit verander alles. Dit beteken hulle hoef nie meer te soek na die Christus nie. Hulle hoef nie meer te wag vir die Messias nie. Hier staan die Messias tussen hulle. Die koning van die Jode loop tussen hulle rond. Hy leef. Dit behoort jou lewe te verander. Dit behoort alles vir jou te verander. Nou mens kry dit baie keer, nê. Waar mense dit sê, maar hulle lewe in 'n onveranderde lewe. Hulle lewens het nooit verander nie. Maar dit is veronderstel om jou lewe te verander. Ek glo julle weet, of dalk het julle al gehoor van die manier hoe die apostels of die 12 disippels gemater is of vermoor is. Nee, toe hulle in die wêreld ingegaan het om die evangelie te verkondig. Hoe hulle vermoor is. Ek is seker julle weet daarvan. Ek gaan dit kortliks noem. Hulle is wreed vermoor. Van hulle is gekruisig. Van hulle is doodgegooi met klippe, doodgegooi met spiese of doodgesteek met spiese. Gekook, onthoof, middeldeur gesaag. Een van hulle is, soos hulle Engels sê, is gevleid. Hy is lewendig geslag en toe onthoof. Maar hoekom? Wat 'n misdaad het hulle gepleeg? Wat 'n misdaad het hierdie 12 disippels gepleeg? Hoekom so wreed? Die
kruis evangelie. Want hulle verkondig die kruis evangelie. Hulle verkondig die evangelie van vrede en hoop en redding. Dit is hoekom. Dit is offensive vir die wêreld. Dat die ongeredde persoon vind dit offensive. Hy hou nie daarvan nie. Hy wil dit nie hoor nie, dan praat hy eerder oor iets anderste. Hy vind 'n ander onderwerp om oor te praat. Baie keer 'n ander onderwerp in die Bybel. Kom ons praat eerder oor die gawes. Die kruis is offensive vir die ongeredde persoon. Dit maak hom ongemaklik. Baie interessant. Mens kan die woorde nog hoor van daai apostels, oral waar hulle gaan. Ons het die opgestaande Jesus gesien. Hy het opgestaan, hy leef. En julle weet, iemand is net bereid om so wreed gemartel te word, om vrywillig vorentoe te stap en sê, ek is bereid om gemartel te word vir iets waarvan jy 100% seker is van. As iemand jou in mislei het, gaan jy sê, totdat dit by daai punt kom, gaan jy sê, nee, ek dink, laat ek eerder gaan. Hierdie mense is oortuig. Hulle het die opgestaande Jesus gesien. En julle weet, daar was geen geld betrokke gewees nie. Geen geld betrokke en hulle het nie gedoen vir 'n salaris nie. Daar was geen roemtyd betrokke nie. Inteendeel, hulle word onpopulêr soos hulle gaan. Die kruisboodskap maak jou onpopulêr by jou vriende. Jy gaan agterkom, jy gaan vriende begin verloor as jy begin praat oor die kruis. Jy gaan familielede begin verloor as jy begin praat van die kruis. Die 12 apostels het dit nie gedoen vir geld of roemtyd nie. Hulle het dit gedoen vir die Here Jesus, vir hulle liefde vir God, hulle liewe voluit vir die Here Jesus, voluit. Hulle was doodgewone manne gewees. Al wat hulle geweet het is, hulle het 'n man ontmoet. Hulle het 'n man ontmoet. En daai man het gesê, hy is die seun van God. Hulle het hom sien sterf op die kruis. Hy was dood, geen twyfel. Geen twyfel. Hy was dood. Geen twyfel, inteendeel, hy was al begrawe. En kyk, hier staan hy. Dieselfde man leef. Hulle gaan die hele wêreld vertel. Dit verander alles. Hoe kan hulle stil bly? Hulle kan nie. Hulle kan eenvoudig nie stil bly nie. Hoe kan ons stil bly? Ons kan nie. Want dit verander alles vir jou. Jy kan nie stil bly nie. Hulle was 100% oortuig, Jesus is God. Baie meer as 'n profeet, baie meer as net 'n mens, baie meer as net 'n leermeester. Hy is God homself. Wat van jou, my vriend? Het jy al tot oortuiging gekom? 100% tot oortuiging gekom. Jesus is God. 100% oortuiging. Hier kom 'n groot gedagte. En ek wil hê jy moet in jou verbeelding daai 500 mense sien, daai 500 ooggetuies sien in jou verbeelding. Kan jy opstaan en gaan staan by daai 500 ooggetuies? Kan jy jou hand opsteek en sê, ook ek kan getuig. Ek het die opgestaande Jesus ontmoet. Ek het al 'n ontmoeting gehad met dieselfde Jesus as julle. Die opgestaande Jesus. Kan jy dit sê? Paulus is nogals baie spesifiek met hierdie ooggetuies. Hy koppel tot name by die ooggetuies. Dis nie net mense nie. Dis nie net Jesus het aan 'n klomp mense, daar's name. Hy koppel name aan die mense. Daar's spesifieke name. Hulle kan teruggetreis word. Hulle kinders. Julle ken mos vir Sefas. Toe Sefas se kleinkinders. Julle onthou mos julle oupa. Julle onthou mos julle oupa grootjie Sefas. Hy was 'n ooggetuie van die opgestaande Jesus. Daar's name gekoppel.
Jesus verskyn heel eerste aan Maria Magdalena, nê. Amper het ek vergeet van Maria Magdalena, toe ek so besig is met my preek. Jesus verskyn heel eerste aan 'n vrou, Maria. Maria was baie ontsteld geweest daar by die graf. Eers het sy gedink, sy sien Jesus daar staan, maar sy herken hom nie. Sy het gedink dis 'n tuinier, iemand wat in die tuin werk. En Jesus sê vir haar, Maria. Dadelik herken sy Jesus se stem. En net daar hardloop sy terug na die disippels toe en sy sê vir hulle hierdie woorde, ek het die Here gesien. Ek het die opgestaane Jesus gesien. Daarna verskyn Jesus aan Simon Petrus, Sefas. Sefas was eerste van die 12 disippels gewees. Later het Jesus aan die res van die disippels verskyn. En julle ken die gesprek tussen Petrus en Jesus. Petrus het vir Jesus 3 keer verloon. En 3 keer vra Jesus vir Petrus, Petrus, het jy my lief? Jesus herstel die verhouding. Dis 'n voorbeeld vir ons ook, As jy droog gemaak het, gaan na Jesus toe. Jesus wag. Hy wil die verhouding herstel. Dis 'n voorbeeld vir ons. Dan verskyn Jesus aan die Emmausgangers. Het jy al gehoor van die Emmausgangers? Daar was 2 disippels gewees wat moed verloor het. Net na Jesus se kruisiging, hulle het gesien, hy het gesterf op die kruis. Hulle het regtig gehoop, hy is die een. Hulle het regtig gehoop, hy is hulle redder, maar hulle het gesien, hy het gesterf. Daar verloor hulle moed. Hulle loop weg van Jerusalem af na 'n dorp Emmaus toe. En op die pad, op die stofpad, hier kom 'n man. Hy groet hulle. Hulle herken hom glad nie. Hierdie man begin met hulle praat. Jesus. Hulle nooi hom in na hulle huis toe. En hy eet saam met hulle. En net daar gaan hulle oë oop. En hulle sien Jesus. En hulle hardloop terug Jerusalem toe. Ook hulle, ons het vir Jesus gesien. Daarna verskyn Jesus aan die 12 disippels. Eers sonder Thomas. Thomas was mos die een wat 'n bietjie getwyfel het, nê. Eers sonder Thomas en later waar Thomas by was. En Jesus sê vir Thomas, Thomas, moenie verder twyfel nie, hou op om te twyfel. Kyk na my hande. Kyk, daar's gate deur my hande. Kyk deur my voete. Jy kan sien dis ek. Kyk die snygat deur my sy. Hou op twyfel, Thomas. En natuurlik Sorika se boodskap van 2 weke terug. Daar waar Jesus aan die disippels verskyn het by die see, waar hy saam met hulle geëet het. Aan die ander woorde, Jesus was nie 'n spook gewees nie. Hy het geëet, hy het kos geëet. Hy het waarlik opgestaan. Daarna verskyn Jesus aan meer as 500 mense tegelyk. Paulus sê van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Met ander woorde, Paulus sê, ek kan hulle gaan roep, baie van hulle lewe nog. As jy die getuienis weer wil hoor, ek roep hulle. Hulle kan weer kom getuig. Hulle is nog vars. Die opstanding het nou die dag nog gebeur. Wys jou van die indikasie wanneer dit geskryf is, nê? Dan verskyn Jesus aan Jakobus, Jesus se broer. Jesus se eie broer. Hy was in die begin nie oortuig. Jesus is regtig die seun van God nie. Sy eie broer was nie oortuig nie. En hier verskyn Jesus aan sy eie broer Jakobus. En net daar gaan Jakobus se oë oop. En hy is oortuig, Jesus is die seun van God. En net daar is Jakobus ook 'n apostel. Hy's 'n ooggetuie van die opgestaane Jesus. Daarna verskyn Jesus aan al die apostels, nê. Dit is die groter groep. Aan die ander woorde, dis die 12 disippels plus nog Andronikus en Junias wat deel vorm van die apostelgroep. Kyk wat sê Romeine 16 vers 7. Waar Paulus sê, gee my groete ook Andronikus en Junias, my volksgenote wat saam met my in die gevangenis was. Hulle is hoog aangeskrewe by die apostels en het voor my al Christene geword, voor Paulus al gered is. Andronikus en Junias was 'n man en vrou, 'n span in die bediening. Ook hulle word geklassifiseer as apostels.
Jesus het ook aan hulle verskyn. En heel laaste verskyn Jesus aan Paulus. Kyk wat sê Paulus. Paulus is baie nederig. Baie nederig. Hy besef net genade. Hy is 'n produk van genade. Absoluut net genade. Kyk wat sê vers 9 tot 11. Waar Paulus sê, ek is immers die geringste. Hy is die minste. Die geringste van die apostels. En is nie eers werd om 'n apostel genoem te word nie. Omdat ek die kerk van God vervolg het, maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie, inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek gewees nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle geglo het. So Paulus sê, laastens verskyn Jesus aan hom, aan Paulus. Paulus ag homself die geringste, want Paulus het die kerk groot skade gemaak. Groot skade. Hy het die Christene vervolg. Maar Jesus wys genade aan Paulus. Paulus was 'n fariseer. As jy die geskiedenis nie ken nie, hy het die Christene vermoor en in tronk gegooi. Hy het hulle gejag. Paulus wou die kerk probeer uitroei. Hy was self bereid om na 'n ander dorp toe te gaan of stad toe te gaan, Damaskus, 240 kilometer van hom af. Hy was bereid om soontoe te gaan. Hy het gehoor, daar's nog Christene daar. Hy wil hulle ook in die tronke gooi. Hy het hulle gejag. En op daai pad, op daai stofpad, op pad Damaskus toe, daar verskyn Jesus aan hom in 'n stem. Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En Paulus sê, Here, wie is u? En Jesus sê vir hom, ek is Jesus. Dit is vir my wat jy vervolg. Met ander woorde, raak aan die kerk en jy raak aan Jesus. Nee. En net daar kom Paulus tot bekering. En hy kom tot redding en ook hy is 'n apostel. Dit was vir Paulus nogals 'n skok geweest. Sy redding en sy bekering, want Paulus het nie eens geweet hy was verlore nie. Hy het gedink hy doen die regte ding. Hy het gedink hy lewe vir God. Hy het gedink hy lewe vir die Vader. Tussen is hy verlore. Hy was godsdienstig geweest. Hy was 'n godsdienstige man. Hy was 'n fariseer. Maar verlore. Hier sien ons 'n voorbeeld waar die Here kom na Paulus toe. Die Here kom na Paulus toe. En hy red vir Paulus. Daar waar Paulus is. Hy red vir Paulus. Al daai wette, Paulus het seker lank gevat om dit te besef, dat al daai wette wat hy voorheen nagekom het, en in 'n oogwink, is hy gered. In 'n oogwink. Het hy redding ontvang. Maar weet julle, mense, daar was meer as 500 ooggetuies gewees. En dis nogals, wil ek voorberei te besef ek ook nogals vir die ongelowige, nê. Vir die persoon wat skepties is, vir die ongelowige, hoeveel meer bewyse wil jy hê? Hoeveel meer bewyse wil jy hê? Hoeveel meer ooggetuies moet nader stap tot jy glo? Hoeveel meer? Ek het lank terug met 'n ateïs gesels. En ek het vir hom een bewys na die volgende en na die volgende en na die volgende. En toe besef ek kan vir jou ander bewyse gee. Die bewyse is daar, die feite is daar. Jesus het opgestaan. En meer as 500 mense het hom gesien. Die bewyse is daar. Geen twyfel. En julle weet, in 'n hof, net een ooggetuie is nodig om die saak te wen. In 'n hof, as hulle 'n saak bespreek het, en daar steek net een persoon sy hand op, en sê, ek wil naderkom, ek het dit gesien, ek het die gebeurtenis gesien, saak gewen, afgehandel, daar's 'n ooggetuie, daar was 'n ooggetuie gewees, hy het alles gesien gebeur. Hier is meer as 500 mense wat hulle hande opsteek. Hulle almal
het vir Jesus gesien. Almal het die opgestaande Jesus gesien en hulle wil getuig. Hulle wil te gelyke tyd getuig. Hulle almal het die opgestaande Jesus gesien. Almal. Maar het julle geweet, dit stop nie daar nie. Dis nie waar die getuienisse van die wêreld geëindig het nie. Dis nie waar die getuienisse van Jesus gestop het nie. Dit gebeur vandag nog. Daar is vandag nog mense wat die Here Jesus ontmoet. Daar's nog vandag nog mense wat hande kan opsteek en kan getuig en vorentoe kom en sê, ek het die Here Jesus ontmoet. Ook ek kan getuig. Dit gebeur vandag nog. Is jy 'n getuie vir die opgestaande Jesus? Is jy waarlik 'n getuie van die opgestaande Jesus? Kan ek jou 'n groot vraag vra vanoggend? Kan jy eerlik sê, jy kan saam opstaan, saam met daai 500 mense, en sê, jy het al 'n ontmoeting gehad met dieselfde Jesus as hulle. Jy het al 'n ontmoeting gehad met die gekruisigde Jesus. Jy het 'n ontmoeting gehad met die opgestaande Jesus. Kan jy saam opstaan? Kan jy opstaan asseblief? Dis 'n groot vraag, nê? Dis 'n baie groot vraag. Kan jy opstaan saam met die 500? Kan jy opstaan saam met Simon Petrus? Kan jy opstaan saam met Maria? Kan jy opstaan saam met Jakobus? Kan jy opstaan saam met al die apostels, die disippels? Kan jy opstaan en sê, ja, ek het ook die opgestaande Jesus ontmoet? Want dit sal beteken, jy het 'n getuienis vir ons vanoggend. Dit sal beteken jy het 'n getuienis wat jy kan deel. Jou ontmoeting met die Here Jesus. So hoe klink jou getuienis? Dalk het jy uitgeroep na God toe jy nog 'n kind was. Dalk toe jy 'n tiener was, dalk het jy uitgeroep na God toe vir redding toe jy 'n volwassene was. Dalk in jou ouer dae, mense hoor dit baie keer. Dalk hoor van gevalle waar mense op hulle sterfbed roep hulle uit na God toe. Dan word hulle gered op hulle sterfbed. Sekondes voor die hel word hulle gered. Soos 'n brandhout wat uit 'n vuur geruk is. Wanneer het jy uitgeroep na God toe vir redding? Dalk het jy uitgeroep toe jy nog lang terug in die weermag was. Of dalk toe jy op 'n stadium in die lewe in 'n baie moeilike tyd was, het jy uitgeroep na God toe vir redding. Dalk het jy uitgeroep na God toe vir redding toe jy selfmoord oorweeg het. En net daar hoor die Here jou en hy red jou. Maar wanneer het dit gebeur? Vertel vir ons asseblief. Wat is jou getuienis? Hoe klink jou getuienis? Staan jy saam met daai 500 mense? Dis 'n groot vraag, nê? Baie groot vraag. Kan jy ook getuig? Jesus het opgestaan. Ek kan getuig. Ek het 'n getuienis. Luister na my asseblief. Ek het iets om te sê. Jesus leef binne my. Weet julle wat maak Christendom so merkwaardig? In die eerste plek, ons God het vir ons sondes gesterf op die kruis. Dis die eerste plek. En weet julle wat is die tweede plek? Wat gelykstaande aan dit is. Hy staan gelyk. Hulle twee staan gelyk aan mekaar. Die Gees van God leef binne sy kinders. Dis absoluut merkwaardig. Die Gees van God leef binne sy kinders. Dit beteken die Gees van God staan nie een kant nie. Hy staan nie op 'n afstand en vir jou en kyk nie. Hy leef binne sy kinders. Die Ruach, soos hulle in die Hebreëus sê, die Ruach wat oor die waters gesweef het in Genesis.
Dieselfde Gees van God leef binne sy kinders. Hy leef in jou. Weet julle wat beteken dit ook? Wanneer die Gees van God jou vul, baie belangrik om te onthou wat ek nou gaan sê. Hy maak jou sy permanente woning. Hy maak jou sy permanente woning. Dis 'n permanente redding. Dis nie 'n tydelike woning nie. Dis nie 'n tydelike redding nie. Permanente woning. Die Bybel sê, wanneer die Heilige Gees in jou ingaan, wanneer jy hom innooi en hy gaan jou in jou in, dan begin die skoonmaaksproses. Hy los jou nie net nie. En hy skrik nie vir al die vuil goed in jou nie. Hy begin jou skoonmaak. Dis kom jy sal agterkom, die oomblik as jy tot redding kom, kom jy agter, skielik voel jy ongemaklik vir hierdie pornografie. Dis omdat die Here dit besig om skoon te maak. Skielik voel jy ongemaklik vir hierdie oormatige drank. Ja, want die Here is besig om jou skoon te maak. Skielik voel jy ongemaklik vir hierdie vloektaal. Ja, want die Heilige Gees is besig om jou skoon te maak. Skoonmaaksproses. Dit is hoekom jy nie kan gemaklik voel met hierdie goeters nie. As jy gemaklik voel, is daar 'n probleem. Want net na jou redding kom die skoonmaaksproses. En weet julle wat is ook baie belangrik om te weet en te onthou, die drie-enige God vul jou 100%. Hy deel jou met niemand anders nie. Hy vul jou in totaliteit. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees vul jou. Die opgestaande Jesus vul jou 100%, jou hele wese word gevul. Dit beteken jou gees en siel is verseël in die hande van die Here Jesus. Jou saak is reg by God. As jy wedergebore is jou siel by die Here Jesus. Jou gees is by God, veilig. Hy seël dit. Dis in die hande van die Here Jesus. Veilig. Kyk wat sê die Bybel. Jy's 'n burger van die hemel. Niks kan jou uit die hand van God ruk nie. Niks kan jou uitruk van die hande van God nie. En by jou redding word jy ook oornag 'n getuie. Nee, ons weet mos as die Here jou red, dis nie net van, okay, ek red jou nou gaan jy weer aan met jou lewe nie, gaan nou maar weer terug na jou werke toe en bly nou maar stil en gaan nou maar weer aan met jou video games en met jou video's en jou Saterdag. Nee. Wanneer die Here Jesus jou red, dan gee hy vir jou 'n werk. Nou is jy 'n getuie, soos daai 500 ooggetuies. Maar jy getuig sonder dat jy Jesus gesien het. Jy getuig want jy het 'n ontmoeting gehad met die Here Jesus. Jy word 'n getuie. Kan ek jou vra? En ek wil eindig met hierdie woorde. Kan ek jou vra? Kan jy opstaan saam met daai 500 mense en getuig? Kan jy sê jy het die opgestaande Here Jesus ontmoet? Kan jy dit waarlik sê? Kan jy opstaan saam met daai 12 disippels? Kan jy opstaan saam met die apostels, saam met Maria, Jakobus? Kan jy opstaan en sê, ook ek Jan, ook ek is 'n getuie vir die Here Jesus. Ook ek wil getuig. Al die getuies van die Here Jesus staan op en getuig. En onthou, die kruis staan sentraal in die evangelie. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Almagtige Vader, dankie dat U vir ons weer eens gewys het, Here Jesus, laat die kruis, Here Jesus, die kruis. U kruis mag nooit ooit tweede plek vat nie, Here Jesus. U mag nooit ooit tweede plek vat nie, Here Jesus. Nooit ooit. Here, ons weet, daar is 'n troon binne in ons, Here Jesus. Binne in elke liewe persoon is daar 'n troon.
'n troon wat gemaak is vir 'n koning. Hy is gemaak vir 'n spesifieke persoon, daai troon. Daai troon is gemaak vir die skepper van die hemel en die aarde. En ons weet, Here Jesus, wanneer U in ons inkom, Here Jesus, in ons lewens en ons hele wesens ingaan, Here, dan gaan sit U op die troon wat U gemaak het vir U self. Dan weet ons, Here Jesus, die oomblik wanneer U gaan sit, weet ons saak is reg met U almagtige God. Ons weet ons is gered, Here Jesus. Ons weet al ons sondes, Here, van die verlede, van vanoggend, selfs nog van in die diens, Here, verkeerde gedagtes wat ons gedink het, Here, al die sondes, selfs van die toekoms nog, Here, is vergewe. En U dink nooit ooit weer daaraan, Here Jesus. U bevestig dit in die Bybel, nooit ooit weer, noem U dit nie. Dis asof dit nooit plaasgevind het nie. Ons is heeltemal skoon, ons staan skoon voor U almagtige Vader. Here, dankie dat ons weer eens kan hoor, Here Jesus, van die kruis, Here Jesus, en dis vir ons 'n lieflike boodskap, Here. Dis vir ons lieflike almagtige Vader. Ons loof en prys U almagtige naam, Here. Dankie dat ons kan weet, Here Jesus, ons sit met 'n boek, Here, ons sit met 'n heilige boek, ons sit met 'n Bybel, die woord van die Here Jesus, vol ooggetuies, vol feite wat bevestig kan word vandag, vol waarhede, vol skatte wat bevestig, stemme, mense, disippels, apostels, doodnormale mense wat uitroep, ons kan hulle hoor roep, Here Jesus, hulle roep vanuit die Bybel af, die Here Jesus is God, Jesus is God, hy het opgestaan uit die dood, Jesus is die Messias. Dankie, Here Jesus, vir die kosbare woord van God, Here Jesus. Dankie, almagtige Vader. Ons eer U, Here Jesus. Ons eer U, Here. Waardig is die Lam van God. Here, ons wil ook, Here, soos al daai mense opstaan, Here, en getuig. Oral waar ons gaan, Here, wil ons getuig, almagtige Vader, van U liefde, van U hoop, van U kruis en van die opgestane Jesus. Amen.